Kabous-Meyering is 'n bekende gesig op die Kyknet kassie en nou vir die heel eerste keer kan sy ook die titel as filmregisseur by haar alreeds ellelange CV las. Bioskoop was gelukkig genoeg om haar in te katrol vir 'n geselsie hier by die Silverskermfees by The Bay Hotel in Camps Bay. Die vloer dat so op jou drol, as er 'n nyf vandag in 'n by is, dan gaan sy met fire. Jy haat nie hoe jy werk. Haat nie, my werk nie. Jy's laat. Ek haat nie werk. Nou ons ken jou as 'n TV-persoonlikheid, megaboere, pront uit. Hierdie skuif, dis my baie interessant. Ek weet jy's 'n ongelooflike talentvolle, diverse vrou, maar vertel ons van daai skuif. Is dit iets wat jy nog altyd wou gedoen het? Ja, so kom ek begin deur te sê wat vir my gerus stel is dat dit nie 'n skuif is wat eksklusief is nie. Met ander woorde, hopelik sal ek kan aanhou om al die ander goeders ook te doen. Ja. Want ek begin ook al hoe meer besef dat ons moontlik in die huidige stand van Suid-Afrika nie regtig die luukse het om te spesialiseer nie. So as 'n mens nou sê, goed, jy hou daarvan om sekere vaardighede tot die beste van jou vermoë te slyp en dan gaan jy binne in dieselfde medium wat film en televisie is, gaan jy so 3 of 4 verskillende rolle hê, nee. Ek dink dit is waarna ons bedryf op die oomblik kyk. Maar ek dink tog 'n mens moet, ons moet ook nou nie alles doen nie. Nee, jy moet dan 'n paar goeders vir die ander ook los. En ek byvoorbeeld het al baie gedink, die volgende stap vir my is om redigering te doen of om dit te leer. En dan dink ek, weet jy, eintlik nie. Laat 'n mens, jy weet, as jy nou regisseur is of 'n aanbieder of 'n dokumentêre filmmaker, los die redigering vir iemand anders sodat jy altyd, want ek hou van daai idee van spanwerk en saam dink en so aan. So net om jou vraag te antwoord, ja, ek wou nog altyd rolprente doen, maak van kleins af. Ek wou ook nog altyd 'n televisieaanbieder wees en werk met sosiale kwessies en so aan. Uiteindelik lewe ons gelukkig in 'n era waar jy meer as een ding kan doen. Dis wonderlik, veral in die Suid-Afrikaanse konteks. So het hierdie projek, die tragiese saak van Pamina Vermaak, so mooi naam, maar bietjie van 'n tongknoper, het hierdie projek in jou skoot geval of het jy hom gaan soek? Ek sien Annie Klopper skryf gister dat ek vir haar gesê het, kom ons doen dit. Sy het vir my gesê, kom ons doen dit. Okay. Twee weergawe van dieselfde storie. Ek en sy sal dit vanaand uitpleis. Maar hoe dit ook al sê, ek is ongelooflik bly. So my weergawe is, ek is ongelooflik bly dat ek een van die eerste mense is vir wie Annie gesê het, sy wil dit in 'n rolprent verander. Ek het toe nog nie die boek gelees nie, want hy was nog nie uit nie. Okay. En ek het sommer dadelik gesê, ja, want ek het besef, hierdie hoofkarakter gaan 'n interessante vroue lead in Suid-Afrika wees. Die gegewe waarin sy haar bevind, maak haar miskien 'n bietjie edgy, willer en uiteraard leer sy baie lesse. En ek dink dis wonderlik om soort van in daai wêreld van Suid-Afrikaanse musiek met 'n musiekjoernalis. Daai gegewe was al klaar vir my fabulous. Wonderlike karakter. So vertel ons eerstens van die boek. Dit is Annie Klopper se debuutroman. Ja. Sy is 'n akademikus, sy het ook 'n biografie geskryf vir Volk of Polisiekar en nou haar eerste, so dis julle albei se eerstes in 'n sekere manier. Vertel ons van hierdie storie, eerstens die boek. Pamina Vermaak maak droog. In die boek lees jy die P-woord raak omtrent in die eerste of tweede bladsy, sover ek onthou. En dit is natuurlik nogals rof en ons het besluit om in die film dit met 'n baie oulike gimmick te silence, net sodat jy weet dit daarom by skole ook kan wys miskien. Maar Pamina Vermaak is kwaai. Kyk, word asseblief groot. Ek is definitief werkloos, heel moontlik huisloos, byna pennyloos en geheel en al planloos. Goeiemôre. En sy is vies vir haar halfbroer. Daar was 'n misverstand gewees. So sy is 'n karakter wat waarskynlik skaamkwaad is. Want sy het self droog gemaak. En dan vir baie lang tyd sê sy nie jammer nie. Sy hou maar net aan om droog te maak op haar klein manier, jy weet. En sy is baie talentvol en baie suksesvol. So sy is eintlik 'n simbool van enige sterk jong vrou. Natuurlik is daar foute en so aan, en as jy nie waag nie,
dan is jou lewe maar saai en ek dink Pamina weet om te waag, maar sy moet leer hoe om, jammer te sê, sy moet leer om minder self-involved te wees, want sy fokus 'n klein bietjie baie op haar eie foute. Maar dit is uiteindelik 'n liefdesverhaal tussen Pamina Vermaak en 'n rocker. In die rolprent het dit baie jonger uitgespeel. Die rocker is 'n beneekte, brooding, stil karakter, Wolf. In die boek is hy anders. Okay. Christian Skoombi wat die hoofrol speel, wat Wolf speel, die male lead. Hy het 'n ander element gebring waarmee ons toe baie lekker kon werk. En dis natuurlik die interessante van as 'n boek verwerk word na rolprent, dit word outomaties iets anders. Ek het al jou gigs vir die volgende paar weke gekansel. Jy moet songs skryf. Jou loopbaan is op 'n mespunt. Kom ons soek 'n dorp waar jy die see kan hoor, niemand jou gaan ken nie. So daai omskakeling van boek na rolprent, was jy ook betrokke in dit? Was daar 'n skryfspan? Hoe dit gewerk? Ja, ek was baie betrokke daarbij. Annie was ook betrokke daarbij. Ek het gekies om haar by te hou. Wonderlik. En ek het altyd gedink, wel as dit daai idee was, dan is dit tog nou, jy weet, dan hou mense die skrywer by. Baie ouer vervaardigers of meer ervare vervaardigers sal jy daarteen waarsku. Dit hang maar af. Soms is dit lekker om die boekskrywer by te hê. Ons was 'n interessante span. Die eerste draaiboek is geskryf deur Ilani Roeping en sy het 'n baie goeie job gedoen. En toe het ek nodig gehad om dit in 'n ander, miskien 'n klein bietjie meer edge te gee of so. Die Ilani se weergawe was baie goed, maar dit was amper baie herkenbaar Suid-Afrikaanse romcom soos van die voriges. En ek het toe vir Bibi Slippers ingekry om die teksredigering te doen. So toe word dit weer iets anders. En toe na dit, toe gaan ons in 'n skryfkamerproses in met my en Annie en Bibi en Dani Bester en Jaconot Nagel, die ander vervaardigers. En ons het toe vreeslik lekker gewerk. Maar, en hierdie is my grootste les, ons kon nog baie werk voordat ons geskiet het, maar jy het altyd 'n tydsbeperking, jy weet. En dis een ding waar ek dink om te kan spesialiseer in Suid-Afrika fantasties sou wees, want dan kon jy jou tyd beter benut. Nou om in die stoel van 'n regisseur te sit, te stap en te sit. Vertel ons van daai proses. Het jy gaan bestudeer hoe ander regisseurs werk? Hoe het jy jouself gevestig as 'n debuutregisseur? Ek het dis interessant. Jy vra my nou of ek ander regisseurs gaan bestudeer het. Kyk, jou hele lewe lank hou jy van sekere regisseurs se werk, nê? Ek hou van kontemporêre stories. Ek hou van stories wat alledaags is en so aan. Met ander woorde, ek gaan nou nie sommer sci-fi doen seker nie. Ek seker sê my vrou sal ek maar. Ek moet sê daar's natuurlik die internasionale regisseurs wat 'n mens dophou en ek hou van hulle werk en daar's 'n sekere estetika waar ek mal is. Ek dink ook dis gevaarlik om, vir my persoonlik is dit gevaarlik om internasionale regisseurs te kopie. Ek dink deesdae is dit dit is te voor die hand liggend. En dis jammer. So dis 'n lekker uitdaging om te gaan soek wat dit is wat jou gut sê oor 'n storie. En dan te besluit jy gaan daarby bly. En dit is nou letterlik van die klankbaan tot die grade. Tot hoe jy weet jou rol as regisseur en wat die keuses wat jy maak. En dis die wonderlike ding van 'n rolprent en daai kreatiewe proses is jy maak 'n keuse en jy verstaan nie altyd hoekom jy dit doen nie en dan begin dit saam met die hele span en die hele proses word dit iets anders. En dan verras die eindproduk jou of dit ontstel jou. Maar ek wil net op daai punt iets sê en dit is dat my kollegas, ander regisseurs in Suid-Afrika was ongelooflik ondersteunend. Christian Olwagen het vir my 'n masterclass pas gegee na 'n regisseur wat hy gedink het ek moet kyk want hy het gedink dit pas by my. Josu Malherbe het my gebel seker 2 keer 'n week om te hoor hoe gaan dit. En vir my foute gewys wat hy dink ek gaan maak waarop ek moet uitkyk as rookie regisseur. Hulle sê jy maak baie foute, jy weet as jy premier. En Corneille van Rooyen wat nou hier by die Silverskermfees Handsteekie Rubicon oor het.
Ek het hom gebel oor art department vra en sulke goeders en hy het vir my moed ingepraat om my kop te volg met die ontwerp want hy doen dit self. So dis iets en ek het nou net 3 name genoem, maar daar's baie hoor en veral ander vervaardigers ook en so aan wat niks met hierdie projek te doen het nie. Ek moet sê dit is my aandoenlik is hoe ondersteunend ons bedryf is. Wonderlik, want mense sou dink daar is onderlangse kompetisie en kompeterende elemente, maar is wonderlik om te hoor hoe ondersteunend jou basis was. Kompetisie is goed, Ja, maar ek ja. dink vernyn is terrible. Absoluut, want daar is 'n plekkie in die son Ja, en ja. elkeen doen sy eie ding op die eind van die dag. So, wat is die grootste les wat jy geleer het deur hierdie hele projek in terme van regie, hoe om 'n projek van hierdie skaal aan te pak? Grootste lesse. Grootste lesse tegnies. Dit sal vir my fantasties wees en baie mense doen dit. Hulle doen dit ook in toneelstukke deesdae in Suid-Afrika wat 'n fantastiese teken is om weer in 'n werkswinkel repetisieproses in te gaan voordat jy gaan skiet. Sodat jy regtig met baie deeglikheid en sekerheid met die toneelspel kan werk. Want ons tyd op stel is so beperk as gevolg van begrotings dat jy vir gesoute akteurs vra om goed te wing, voel dit vir my en dit was net vir my terrible, jy weet. So 'n werkswinkelproses vir repetisie met akteurs. Ek sal weer werk met die teks soos wat ek dit nou gedoen het. Ek sal net as dit so 'n demokratiese proses is, want dis waarvan ek hou, dan sal ek dit nog 'n week gegee het. En nie alle akteurs wil betrokke wees by 'n teksproses nie. In my geval het Carla Smit my ongelooflik baie gehelp. Die vloer dat so op jou drol, as er 'n nyf vandag in 'n by is, dan gaan sy my fire. Jy haat en nie hoe jy werk. Haat nie, my werk nie. Jy's laat. Ek haat nie daai. Kyk, word asseblief groot. Ek is definitief werkloos, heel moontlik huisloos, byna pennyloos en geheel en al planloos. Goeiemôre. What the hell, ou? Can you take me to Harrington Earth, please? Ek het al jou gigs vir die volgende paar weke gekansel. Jy moet songs skryf. Jou loopbaan is op 'n mespunt. Kom ons soek 'n dorp waar jy die see kan hoor, niemand jou gaan ken nie. Amina? Ek het seriously droog gemaak. Ek het iemand so in die verbygaan ontmoet, 'n meisie met 'n donker bab. Wat? Ek wonder sommer wie sy is. So jy is net terug by die huis omdat jy alweer van jou eie embarrassing gedrag moet vlug. Julle snaaks, hè? Mina, ons almal kry seer en ons almal maak seer, maar ons is nie ons foute nie. So jy het ook nie gekom vir seelig en sardientjies van. Sadly. Ek is ook hier as jy wil praat. Ek was die enigste idioot wat nie geweet het nie. Ons sien uit vir nog baie filmprojekte van Kabous Meyering, maar vir nou, maak seker jy gaan kyk die tragiese saak van Pamina Vermaak en soos altyd, laat weet Bioskoop wat jy daarvan gedink het. Tot 'n volgende keer, totsiens en lekker fliek.